Goeiedag. Ek het verlede week begin met 'n reeks wat oor gebed handel, waar Jesus met sy disippels praat oor gebed en oor God se goedheid en sy gewilligheid om vir ons in ons gebede te beantwoord. Vandag wil ek met jou praat oor die tema pragtige skaamteloosheid. En die gedeelte wat ek wil lees is uit Lukas 11 vers 8, waar Jesus vir sy disippels 'n verhaal vertel van 'n man wat om middernag vir sy vriend vir 3 brode gaan vra. Hoor wat sê Jesus. Hy sê in vers 8, hy sê, al sou hierdie man nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Let op daardie woorde, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Nou, in hierdie verhaal se gesê het, vertel Jesus sy disippels van 'n man wat om middernag vir sy vriend vir 3 brode gaan vra. Jesus leer sy disippels hier oor gebed en oor die hart en die welwillendheid van God. En dan gee hy 2 redes waarom die vriend in hierdie verhaal se versoek beantwoord sal word. Eerstens is daar die kwessie van vriendskap. Vriende gaan mos uit hulle pad om mekaar te help. Jy kan van 'n ware vriend meer verwag as van ander mense. As hierdie vriend se geringe versoek op so 'n moeilike tydstip toegestaan is, en dit nogal deur 'n onwillige vriend wat deur die slaap was, hoeveel te meer kan ons met vrymoedigheid en volharding na God toe gaan? Hy wat ons liewer het as enige aardse vriend. Maar, sê Jesus, daar's nog 'n rede, selfs sterker as die eerste een, waarom hierdie man se ontydige versoek verseker toegestaan sou word. En dit was sy onbeskaamdheid. Hy het hom nie geskaam om aan te hou vra nie, sê Lukas 11 vers 8 vir ons. Nou, miskien klink dit vir ons in ons kultuur vreemd. Ons sou kon dink hierdie man is lastig, oormoedig, ontydig en onsensitief. Maar Jesus wil hiermee egter 'n belangrike ingesteldheid teenoor gebed by ons tuis bring. Voor God is heilige onbeskaamdheid nie swak maniere nie. Geloof klop nie liggies nie. Geloof vra nie skoorvoetend en onseker nie. 'n Vrou het eenmaal by Jesus aangehou vra om haar dogtertjie wat in die mag van 'n bose gees was gesond te maak. Hy wou aanvanklik of oënskynlik dit nie doen nie, maar sy het aangedring. Sy het later selfs in die stof voor hom gekniel. Die ou kerkvader Chrysostomus het dit pragtige skaamteloosheid genoem. Pragtige skaamteloosheid. En God neem nie aanstoot aan pragtige skaamteloosheid nie. So wanneer ek en jy tot hom kom in gebed, kan ons maar aanhou skaamteloos voor God wees in ons gebede. Sal ons dit vandag ook doen uit ons hart uit. Here, ek wil vandag sonder skroom of huiwering aan u deur kom klop. U is tog my beste vriend. Amen. Mag hierdie week vir jou geseënd wees. Mooi loop.